Thank you, Nagel. It is a great pleasure. Nee, rarig nie. Hulle spot my in Pretoria, want alles moet nou in Engels in Pretoria gebeur. As ons met ons leiers bymekaar kom, dan sit daar 350 leiers van Doxa daar en dan moet jy nou Engels praat want dit is 'n klomp Engelse kampusse daar. So ons werk baie hard aan ons Engels. Daai kant. So dis vir my regtig lekker. Ek en my dogter, sy het so 'n jaar terug ons geboek vir die Otter. Wie van julle het al die Otter gestap het? Ek sien een paar ouens. Ek daag jou uit. Gaan doen die Otter. Dit is 'n amazing belewenis. Ek dink nie jy het julle kuslyn regtig gesien nie. As jy nie die Otter gestap het nie. Of ek het dalk 'n paar plekke nog gemis. Maar dit is 'n amazing ervaring. Jy klim se 2500 steps, 'n meter in die lug as jy almal bymekaar tel. So 2,5 kilometer se uphills as jy op mekaar sit en so 1700 af. Dit is die plek waar jy die meeste vir vergifnis vra voor die Here. Want jy kan nie dink so idioot. Na 8 kilometer het hy vir jou nog 2 berge neergesit dat jy moet uitklim en dan vervloek jy hom en sy nageslag en almal. Maar dit is regtig mooi en my dogter is 21 jaar oud as jy vandag net daai eerste slide kan opsit. Hier is my gesin. Ons bly in Kameeldrift Pretoria, ons bly al 15 jaar op hierdie selfe plot. Ons sit 'n klein gastehuisie daar. My vrou Simonay en dan natuurlik die waghond, kaptein in haar hand. Is eintlik my hond, maar loop jy altyd agter my vrou aan. En dan natuurlik my dogter Caroline, sy is 21, sy sing hierso in Middelburg, die Kaap op die oomblik vanmiddag by 'n troue. Sy het saam met my die Otter gestap, verskriklike mooi meisie. Bietjie porra bloed in haar. Sy as jy van iemand hou wat van 0 tot 100 in 1 sekond kan gaan. En as jy single is, sy is single. Sy het nog nooit in haar lewe 'n boyfriend gehad nie. Ek dink is die pa se skuld. Maar as jy belangstel kan praat met my. As 'n paar vrae wat ek vir jou sou wou vra rondom net, jy weet, haar toekoms saam met jou en my. En jag en so aan. En dan Mario, ons het vir Mario daar aan die linkerkant, dis my seun 17 jaar oud en ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom gesels. Ek dink ek wil afskop met basiese beginsels en ek weet nou nie wat almal se kerk agtergrond is nie, maar ons sit op die oomblik met kerkgeskiedenis hierso. Elkeen van ons het 'n kerkgeskiedenis en ek wil so 'n bietjie van kerkgeskiedenis as ek jou kan vra wegbeweeg en ek wil jou ietsie vra rondom jou God se geskiedenis in jou lewe. Jou blootstelling aan God. Vergeet van kerk. Want kerk het 'n geneigtheid om bittersmaak in 'n mens se mond te los as jy oor kerk praat. Ons sit in 'n kerkgebou op die oomblik. En nie dat dit negatief vir my is nie. Maar ek dink soms as mense hier so sit en jy wil praat, dan voel dit amper jy moet eers deur die kerkbarrier breek en dan actually by 'n ou se hart uitkom en ek wonder of ons vandag net vinnig oor jou goddelike kant kan praat, oor jou geskiedenis met God. Ek dink min mense verstaan wie hulle rarig is. Ek is my hele lewe lank in die bediening was weermag toe, het daar gesuffer en ek gaan nou iets oor my lewensgeskiedenis vertel. Maar my hele lewe is ek besig om met mense te werk. Eers tieners, die studente vir baie jare tot en met ek 30 jaar oud was. En toe eerste keer kerk en ek werk met alles, van wat se pyn ook al. Ek's lief vir traumaberading. Dit is een van my skills wat ek nie elke dag wil heeltyd doen nie, maar ek's mal daaroor om met mense te sit en deur hulle trauma te werk en onderskeid kan tref tussen gees, siel en liggaam. Maar ek dink as ons vandag kan begin gesels rondom hoe jy hierdie wêreld beoordeel. Elkeen beoordeel nie die wêreld soos wat die wêreld is nie, jy beoordeel die wêreld oor hoe jy is. Ons vat net 'n simpel ding soos 'n stopstraat. 'n Stopstraat vir my is net 'n stopstraat. Maar 'n stopstraat vir iemand wat gestop het by 'n stopstraat en sy venster is stukkend geslaan. En hy's gehijack. Dan het die stopstraat ewe skielik verander want dis nie meer 'n stopstraat vir jou nie. Dis 'n gevaarlike plek.
So jy beoordeel elke liewe ding wat ek vandag gaan sê, beoordeel jy volgens waardeur jy gegaan het in jou lewe en jou persepsie van wie God is en jou persepsie van hoe die lewe is. Dis wat ons almal doen. Ons almal het 'n opinie en jou opinie is gevorm deur jou lewenservaring. En wanneer jy na mense se storie luister, dan is jy besig om te filter oor wat vir jou akkuraat is en nie akkuraat is. So ek wil begin met 'n akkurate stelling. Wat vir my volgens die woord van God is en volgens Jesus Christus is wat vir ons leer uit die woord uit, is dat God het vir ons gesê dat ons is gemaak na sy beeld en sy gelykenis. Punt. Maar nou het jy nodig om te verstaan, as God sê, hy het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis, dan beteken dit dat hoe ek die wêreld wil sien, is hoe God dit sien. Soos dit in die hemel is, so op aarde. Maar ek het eers nodig om te verstaan wie ek werklik is. So vinnig, net 2 minute. As ek jy moet vra, wie is jy? Wat sou jy antwoord? Jy sê vir my gesê, liggaamlik is ek 1.87, ek het groen-grys oë. Ek het donkerbruin hare, het goed begin uitval as gevolg van 52, kom ek agter. Ek is liggaamlik is ek nogal goed met sport. Ek is nogal so sportiewe. Ek kan goed met 'n bal werk. Ek bedoel 'n bal wat hop en goed. Aldaai. Ek moet nie seker bal wys nie, ek moet seker bal wys. So ek is sportief. Liggaamlik het die Here vir my talente gegee. Ek is 'n baie goeie cricketspeler gewees. Al daai tipe liggaamlike goed kan ek vir jou verduidelik. Dan gaan ek vir jou kan sê sielkundig wie ek is. Ek het baie coaching goed gaan leer. Strength Finder, ek ken Strength Finder, ek is level 1 coach in Strength Finder, ek ken MBTI's uit my kop uit, ek doen baie berading met MBTI's en development met die MBTI. So persoonsgewys kan ek vir jou so 'n klein bietjie vertel dat ek 'n ekstrovert is, ek's intuïtief, ek's 'n thinker. Anders ek kom soms 'n bietjie hard oor want ek's 'n apostel en ons moet plant en ek het nou al 3 kerke vir Doksal geplant en ek's 'n apostel, sy thinker is daar en dan as ek hier, ek's georganiseerd. Ek hou van gestruktureerde goed, my persoonlikheid. Ek hou van humor. Ek sal soms in my boodskappe baie ontydige grap vertel. Maar dis wie ek is. Maar dis nie eintlik wie ek is as jy kom by God nie. Want God is nie liggaam nie. Want dit vergaan. Maar tog is ek en jy so ingestel van kleins af om so gefokus te wees op ons sintuiglike kant, wat 'n liggaamlike kant is oor wat die oë sien en wat die ore hoor en wat jy voel en wat jy ruik en jou wêreld om jou raak jou wêreld. Dis jou primêre wêreld. Ons word groot om te sê ons gaan nou hier uitry en ons gaan die see sien en ek gaan na julle lughuis toe gaan want ek wil nog altyd by die lughuis uitgekom het en ek wil daar sit en dit beleef en dis sintuiglik en dis great. Ek gaan stap die otter en ek sien al hierdie goed. Ek meen ons het otters gesien, weet? Daar's ouens wat die otter doen en die otter sien. Dit is die mooiste diere, otter. Ek weet nie of jy 'n otter gesien het nie, maar dit is incredible en terwyl ek hierdie goed sien, is daar iets anders in my menswees wat gebeur, wat in die geestelike kant gebeur, wat my sintuie my iets laat realiseer dat daar iets groters in my is. Jy sien God is gees. En hy sê kom ons maak mens na ons beeld en ons gelykenis. Met ander woorde, jy's primêre gees en as ek vandag jou vra wees jy geestelik? My belewenis is dat mense weet nie, mans weet nie wie hulle geestelik is. Ons beoordeel hierdie wêreld volgens ons psigiese en ons fisiese kant. Jesus kom baie duidelik in die Bybel en sê jy stryd is nie teen vlees en bloed nie. Vlees is liggaam, bloed is siel. Jou stryd is nie vlees en bloed nie, maar teen bose magtige geeste in die lig en ek praat van die geestesdimensie. En wanneer ons deur goed gaan en goed beleef en glo my, as jy nog nie deur iemand met 'n mes gesteek is in jou rug nie, verraai is. 'n Vrou, 'n vriend, 'n besigheidskollega, familielid wat jy seer gemaak het, dan het jy 10 teen net in jou huis bly sit en niks gedoen in jou lewe nie. Maar almal, mense doen goed aan ander mense. Dit is wat gebeur. En ons goed en kwaad in die lewe en mense doen kwaad aan ons. Dit is so en soms doen ek kwaad aan iemand.
So daar's hierdie goed en die sleg. En dan is daar goed wat met jou lewe gebeur, wat maar net gebeur. Jy weet, goed gebeur met jou. Wat uit die natuur uitkom en niemand ry in jou vas, wat 'n menslike probleem was en 'n fout was en dan gebeur goed met jou wat buite jou beheer is, maar jy gaan deur hierdie lewe gaan met goeie goed. Jy gaan goeie goed beleef. Jy gaan leer wat 'n goeie koffie is. Jy gaan leer wat seks is, wat dis lekker. Jy gaan 'n klomp goed leer wat net incredible is. Jy gaan trou, jy gaan dit 'n belewenis hê van wow, what an amazing dag en jy gaan by jou kinders se geboorte staan en jy gaan dit is amazing. Jy weet jou kind is net incredible en jy gaan hierdie goeie goed beleef, maar dan gaan jy slegte goed beleef en as jy nie eintlik weet wie jy werklik is nie, dan gaan jy daai goed baie psigies en fisies beoordeel. En dan skop 'n ander ding in wat ons noem stres. Ons grootste siekte waarmee ons werk in Pretoria. Stres. Anxieties. Maar nou sê die Here, ek het jou nie 'n gees gegee van vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. As ek gespanne, want ek besef, maar Here, U sê, ek moenie in vrees leef nie, en dis 'n massive siekte, wat ons moet erken, dat stres is 'n groot deel van mense se lewens, en ons baie name vir stres. Dan kom die Here en sê, maar ek het jou nie 'n gees gegee van vrees, maar van liefde. Die Here sê, in volmaakte liefde is daar geen vrees nie. Van krag, met ander woorde, ek het die vermoë om energie te hê, om te leef, en van selfbeheersing. So, vandag wil ek vir jou sê, hoe jy jou lewe beoordeel, gaan maak of jy gaan positief leef, en as jy dit nie gaan reg beoordeel nie, gaan jy dit baie negatief beleef. So, laaste ding voordat ek in my storie induik, Johannes 17:16 kom die Here en hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Sit jou in 'n nagel, jy staan laat op in die oggend. Hoor jy staan regtig laat op. Julle gaan nou WhatsApp kry van die kamp. Yeah, right. Yeah, right. Hy het soveel tyd gehad om aan daai een te dink. It is amazing. Well done, nagel. Saterdagoggend. 8:00 moet ek opstaan. Nee, is dit 9:00? Okay, ek het 5 minute oor. Maar hier kom die Here en hy maak 'n incredible stelling en ek gaan môre so 'n bietjie by George oor gesels. Hy sê jy's in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. En is sulke goed wat ek voel, ons is geteaspoon deur predikante, dat ons maar net vat dit wat van hier vooraf kom. En nie ons woord gaan opeet en gaan regtig gaan Bybelstudie doen net oor wie ons werklik is nie. Dink dit vir 'n oomblik, die God wat die hemel en aarde geskep het en alles wat leef in dit en in die see is, sê hy maak jou na sy beeld en sy gelykenis. Ek weet nie of ons al ooit gaan stil staan het by daai spesifieke konsep van ek is gemaak in dieselfde vorm as wat God gemaak is. Dit is so groot dat ons soms maar net fokus op die wêreld wat om ons is, want dit is tasbaar en dis maar wat dit is. Maar dis nie al wêreld waarin jy is, hierdie tasbare wêreld nie. En omrede God vir ons hierdie keuse gegee het om te leef, om te sê jy kan in hierdie wêreld leef volgens hierdie wêreld se beginsels, of jy kan leef volgens 'n goddelike beginsel uit die koninkryk van God uit. Want toe jy tot bekering kom, het die koninkryk van God binne in jou losgebreek. En nou leef jy eintlik van 'n goddelike aspek af binne in hierdie wêreld in, en jy leef nie in hierdie wêreld met hierdie wêreld se beginsels nie, maar jy leef uit die koninkryk van God in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld. Met ander woorde, wat met jou gebeur, moet 'n ander reaksie hê op jou as wat dit het op iemand wat in die wêreld is. En ek wonder of dit soms so in ons lewens is. So, baie kort my storie. Ek is gebore in Van 'n boupark.
Ek weet nie of jy 'n keuse gehad het nie. Maar ek het nie. Ek het nie vir die Here daarbo gesê asseblief, sit my van 'n boupark, ek wil leer om honde te byt nie. Brakpan. Wie is in Brakpan gebore? Amazing, julle is goeie mense. Daai tyd was dit nog Brakpan. Dis dit net Brakpan. Maar ek is daar gebore en ek moes dood wees want ek was 'n AS-baba. Voetebou die eerste hele storie. Ek ken die Brugbaba storie, gebore, groot geword daar. Ek het nie my pa gekies nie. My pa kom uit Madeira uit, se Portugees. Sy naam is Manuel Gonçalves Coveiro. Die woord Coveiro, die van, beteken grafgrawer. As jy Coveiro's gaan Facebook, dan kry jy hulle met grawe. By grafte. My naam beteken Carlos. Beteken sterk man, sterk grafgrawer. Baie positief. Jy hoef nie so hard op te lag nie. Maar dit is amazing. Ja, kan ek hierdie amazing naam kry? Sterk grafgrawer. Jy weet. Ek het toch gedink om dit te verander. Maar my pa het gevlug uit Madeira uit, want hy het sy pa doodgemaak. Dis die roemer. Die vlug uit per skip, kom in die Kaap aan boord, kom in Pretoria, begin by Eskor werk. Ontmoet my ma. En trou met my ma en het 5 kinders, ek is die jongste. Maar my biologiese pa hy was nie lekker nie, obvious. Hy het my ma heavy geslaan, my sussie met die byl gejaag, my boetie in die garage deur vasgery met die kar, stupid goed. As babietjie het my ma my vertel, as ek gehuil het, dan het hy my geskop. Ek wil nie ophou huil nie, of hy die revolver gevat en teen my kop gedruk, en my gevloek, en goed wat ek nou gelukkig nie kan onthou nie. My goed wat ek kan onthou is, ek was so 4-5 jaar oud, dus hy en my broer het gaan visvang in die Vaalrivier, en hy veroorsaak toe 'n ongeluk, hy vat iemand links verby op die grondpad in die kar gly, en 'n busie, en hulle is in 'n ongeluk, en hy laat die 2 mense sterf van 'n ongeluk, hulle sit om 'n inrigting, iets soos Weskoppies, daar in Gauteng, en hy is in 'n inrigting, en dan sal my ma hom nou uitboek, jy weet, om nou huis toe te kom in naweek, en dan kan hy nou teruggaan, want hulle moet hom beheer, want hy het nou toe nog 'n bietjie erger geraak. En as hy huis toe gekom het, dan, ons het op 'n plaas gebly, dan het sy kop uitgehaak, laat die aand, ek sal dit nooit vergeet nie, my ma het so ou Valiant gery, en sy kop haak uit, en begin my ma slaan, en my ma skree, en gooi ons in die kar, en ons ry, en het reën, is donder weer, dis hierdie serial killer type ding wat nog in my brein lê rondom dit, en die kar breek, en dis die blitse slaan, en kyk ons of hy hierdie pad afgestap kom, om ons seer te maak, en so aan, en dit was my biologiese pa, was nie lekker nie, en die film Nightmare on Elm Street, dis 'n ou film, het altyd my pa gebel vir idees. Sê, het jy 'n nuwe idee? Is daar iets niets wat jy gisterand gedoen het? Om jou familie bang te maak. Ek was tot in 21, toe ek uit die weermag uitkom. Toe ek my pa sien, toe is hy 60 jaar oud, en toe skrik ek toe ek hom sien, want ek is bang. En toe besef ek vir die eerste keer, maar hy is oud en ek's groot, en dis hoe daai verhouding was. En nietemin, my ma het hom eventually geskei, en my ma het net hierdie incredible vermoë gehad om goeie mans te kies, sarkasties, en sy trou toe met 'n alkoholist, Flip Maree. Flip Maree, drink. Hy is 'n motorwerktuigkundige, maar hy drink baie. En dan sou ons op Saterdag en Sondag nie kerk toe gaan nie, verrassing. Ons sal na Ashoop toe gaan. En dan sal ek staal gaan optel. As ek koper kry, as ek die hero, as ek aluminium kry, as ek die hero, as ek staal kry, as ek okay. Maar dan sal ons nou koper en aluminium optel. Jy weet die kinders, as jy op Ashoop gaan, jy goed drop, en al loop kindertjies daar rond. That was me. Maar sienkie, velklere, tel staal op en gaan, gee vir Steve Pa, en Steve Pa high five jy, en sê, yes, ek is trots op jou my kind, en dan gaan koop hy vir hom drank, en dan sê hy homself dronk, leer jou ma om te drink, ma beland in die hospitaal, toe in die tronk, so lekker gemors, dis so half en half hoe ek groot geword het, tot en met
matriek. Ons het eventueel geëindig in Middelburg Transvaal. Ek het graad 8 en 9 daar gedoen in hoërskool tegnies, Middelburg Tegnies, Rooibulle. Goeie skool en in graad 10 trek ons die Witbank toe. Daar wil jy kyk wat jy inasem. Kies ook nie daai deel nie, ek sal hierdie kleintjie vat. Dis Witbank. Witbank klaar skool gegaan en ek is toe weermag toe uit die weermag uit. Het ek 'n diensjaar gedoen en in die diensjaar my tweede jaar toe begin ek teologie studeer in Johannesburg. En in my tweede jaar, toe gaan my ma in vir 'n mantelvliesbreekoperasie en sy sterf toe 2 dae na die operasie. Ek was 22 gewees. En toe gaan my biologiese pa dood in sy slaap. Ons het altyd gedink hy moes opgehang word en bietjie gesny word en die bloed moes bietjie drup en dis hoe jy gevoel het moes stadig doodgaan en daai lekker dood slaap in sy slaap dood. En toe kom my stiefpa nie handle dat my ma nie daar is nie en toe pleeg hy selfmoord almal in 1 jaar. Verloor ek al my ouers. Oor een was ek bly daai tyd. Is bly, jy gaan van jou uitsort. Die ander twee is ek bietjie bekommerd, ek voel vandag anders want ek weet wat die realiteit is. My pa het nooit die Here geken nie en hy het 'n keuse gemaak om volgens die wêreld te leef. Maar dit het 'n wesenlike implikasie op my lewe gehad. So dat ek toe ek in graad 9 was, het my stiefpa saam met 'n paar vriende blou films gekyk in die sitkamer en ek het ingestap en besef wat hulle kyk en toe ek uitstap toe sê ek kom sit by my, jy moet by die leer en my ma sê toe vir my kan nie dit nou kyk nie. En hy sê laat die kind sit en ek was 14 jaar oud. Toe raak ek verslaaf aan pornografie en masturbasie. En dit was my hele lewe lank. Tot en met ek 40 net so oor die 40 was. Dis 'n deel van my lewe en niemand het daarvan geweet nie. Swat, hele storieetjie, al daai goedjies, doen baie goed. Kom ons Londen toe. Ek het voor Londen gewaveskee. Ek weet nie of julle weet wat waveskee is nie. So ek paddle waar aan jou voete sit, jy strap jouself vas met 'n span, die surfers is mal oor ons ry altyd oor hulle. 4 jaar daar 'n bietjie verborder gewaveskee was baie nice. Dis waar ek my groot arms vandaan kry, as jy kan sien. En eventually toe beland ek in Doxadeyo, Metamorfo gaan doen. Was ge-invite om Metamorfo te join. En 'n jaar later word ek die Metamorfo leier. Metamorfo het so 50 studente gehad. 3 jaar later sit ons op 120 studente. Metamorfo skryf die hele kursus oor. Doen amazing goed met Metamorfo en so aan. En in Metamorfo is ek verslaaf aan pornografie, niemand weet dit nie. Maar die goed groei en Here is goed vir ons, sy genade is amazing. En in die hele meta ding kom ons agter die Doxadeyo Brooklyn campus is te vol. Ons studentebediening, ons het so 600 studente per diens gehad. It's amazing, ons doen incredible, ek is die leier van daai studentebediening. En ons besef toe ons moet spasie kry en ons gaan kry in Moed campus 'n kerk. Ons vra of kan ons julle saal hier in die aande op 'n Sondag aand, maar dan gaan niks aan nie. Die saal kan so 800 mense sit. Ons sê ons wil aanddienste begin. Ons begin toe aanddienste daar ewe skielik ontplof daai aanddienste na 350 mense toe. Die AGS kerk sien dit en hulle sê, "Wel, ek wil julle nie die hele gemeente vat nie, want die gemeente is te oud en daar's so 120, 130 mense oor en in daai hele proses praat die Here met my en sê, "Vat die gemeente." En ek sê, "Kan nie wees nie. Ek werk met jong mense en studente. Ek wil nie met ouer mense werk nie." En ek voel toe die Here sê, "Jy gaan moet die kerk vat." En ek gaan sien my baas Ellen Platt en Ellen eventually besluit, "Hy gee dit vir my." En trek daar in, geen ervaring van kerkplant of kerk iets nie. Doxadeyo leer ons 'n bietjie oor dit. En my heel eerste meeting met mense was 'n ou tannie, ek dink sy was 64 jaar oud, wat vir my sê sy wil skei. Ek werk net met studente. Hierdie tannie 64, sê sy wil skei. En al wat ek kon aan gedink het, is tannie, as dit op 64 nie werk nie, skei op. En sy is gelukkig geskei, nuwe kinders gekry nie, ek speel, sy is nie. Is eintlik 'n grappie, maar net my wêreld is net omgedraai gewees, maar ons vat hierdie gemeente 130 mense, 4 jaar later sit daar 1200 mense met 'n predikant wat 'n probleem het wat niemand van weet nie, en wat pornografie en masturbasie is. Doxadeyo vra my toe in 2014 en ek nog altyd gevoel ek moet Kameeldrif kampus se leier wees. Okay, gaan goed hierso in Mosselbaai.
Sal iemand in daai kind, die slang van die kind afhaal. Maar ja, gaan kameeldrif toe, vat die kameeldrif kampus oor, en in my eerste jaar brand ek uit, groot gemeente, ek's iemand wat lief is vir werk, ek staan 3 uur, 4 uur in die oggende op en begin ek al. So werk, lekker hard daar, en eventually brand ek uit wat nie 'n verskoning is nie, en in my pornografie en masturbasie storie in die kant, groei daai ding, want sonde staan nie stil nie. Sonde groei, dit is wat hy doen. Hy is net daar om jou dood te maak, geestelik. En ek knoop toe 'n verhouding aan met 'n sekretaresse, en ek slaap toe saam met die sekretaresse, en vir 4 maande het ek 'n verhouding hier in die kant met 'n sekretaresse. En aan die einde van die 4 maande, is ek een dag by haar gewees. En terwyl ek daar is, besef ek, die Heilige Gees, obviously, is die hele tyd besig met my. En in daai 4 maande kan jy nie glo hoeveel mense vir my kom sê dat die Here lief is vir my nie. Daar was 'n tyd waar ek gevoel het die Here wil my dood hê. Ek ry van ons huis af Cullinan toe, ek moes na skool toe ry. En by die een pad wat so afgaan is daar 'n bruggie. En terwyl ek met daai brug afry, kom daar 'n trok van voor af en 'n taxi vat hom verby en nog 'n taxi vat verby en een taxi is op die grond en albei kom oor die brug en ek's op die brug. Gelukkig ry ek 'n Touareg V6 en ek sit hom in reverse en ek ry daar uit, maar ek voel toe die Here wil my gaan my doodmaak. Want ek is nou hierdie predikant wat baie stout is. En ek reverse toe daar uit en toe ek uit reverse voel ek hoe die Heilige Gees my sê, Carlos, as ek jou wou doodgehad het, het ek jou lank al doodgemaak. Ek's lief vir jou. Jesus. Die laaste dag by hierdie vrou beleef ek die Heilige Gees praat met my sê jy moet eintlik reg. As 'n vriend sê vir my kom ek bid saam met jou. Ek sê vir hom asseblief hou dit hier, ek het nodig om hierdie goed te share. Hy sê baie slim, die Heilige Gees baie slim, moenie worry nie. Ons bid saam met jou die volgende dag, ry ek in Kameeldrif kampus, wat nou daai tyd Noord kampus was, ry in die kantoor in, toe ek stop, toe bel Ben my, toe sê hy vir my, Carlos, die Here sê jy moet vir jou vrou sê. Ek sê, Ben, dink jy het lekker gebeig nie. Hierdie ding gaan nie na my vrou toe nie. En toe ek daar sit, voel ek, eers die Here praat met my, moet hierdie ding oopmaak. Ek gaan sit in my kantoor en ek sit daar en ek sit worship musiek aan. En die Here sê vir my twee goed, hy sê, as jy verantwoordelikheid vat, sal ek vir jou wys hoe genade lyk. Daai twee goed, en toe ek die musiek aansit, toe speel die liedjie Your Grace is Enough for me. Toe begin ek huil. Toe staan ek op, klim in my kar in, en ek ry na my leier toe, net agter ons gebly het, na John toe, en ek ry in sy huis, en ek huil, ek klop aan haar deur, en ek huil. Sy vrou maak oop, sy vrou druk my, ek dink as sy geweet wat ek gedoen het, is dit my geskop. Sy druk my, sê, wat's fout? Ek sê, nee, dit was John, ek moet met John praat, en ek sê toe vir hom, John, ek sien hierdie verhouding, en sy gemors. En hy sê, okay, nee, sit hier, en ek kon sien, hulle is kwaad vir my, en ook geskok, maar ook lief vir my. En hy sê, laat ek vir Simon bel, ek sê, nee, die Here het gesê, vat verantwoordelikheid. Ek sê, laat ek my vrou bel. En ek bel haar, ek sê, kom sien my by John, en sy weet toe, daar is iets vir dit fout. En ek sê toe voor John, ek sê hierdie verhouding met hierdie vrou, ek sê jammer. Ek gaan staan voor die gemeente, ek sê vir die gemeente, ek sê jammer, ek het hierdie fout gemaak, ek staan voor die leiers, ek ry na individue toe, wat die Here vir my wys, vat verantwoordelikheid, gaan sê vir die jou gaan seer kry. Gaan sien toe almal, ek reël die berading, ek reël alles waardeur ek moes gegaan het. En my reël bevryding, reël berading vir my vrou, ek vat verantwoordelikheid. My vrou 2, 3, 4 jaar na die tyd as sy my nog bel en vra vir my waar is ek, dan vra sy nie vir my waar is ek nie. Sy wil weet of sy veilig is. Dan besef ek kan nie vir sê, yes, asseblief kom nou oor dit nie. Ek het dit veroorsaak. Ek vat verantwoordelikheid. Sy sê vir ek jammer, ek het dit aan jou gedoen. Ek vat verantwoordelikheid, maar jy is veilig. So gaan ons lewens aan ons herstel na 'n jaar aan Plant Wonderboom kampus. Ek voel toe in my hart ek moet 'n kampus gaan plant. Gaan Wonderboom toe is verder noord in Pretoria, plant 'n gemeente. 5 jaar later, deur COVID, die 8ste jaar gee ek hom oor vir Reinhard, dis 2 jaar terug. Reinhard Smit, jongste kampuspastoor in Doxadou, 30 jaar oud. Gee ek 'n gemeente van omtrent 1000 vir hom en sê, so gemeente, verander hierdie omgewing. Die Here roep my toe en in daai season het daar iets met ons gesin gebeur wat terrible is.
wat ek nie wens vir my, ek wens dit nie vir my vyand nie. Jy weet, jy bou jou lewe om jou kinders. Ek hoef jy dit doen nie, maar ek doen, alles wat ek doen ek vir my vrou en my kinders, want na hierdie proses, het ek 'n boot gaan koop, en ons het familietyd gespandeer, en ons het seker gemaak, ons gaan Marlof Park toe, en ons gaan in die Kreer in, en jy weet, my kinders is net incredible lief vir die natuur. En my laaitjie, Mario, is 'n incredible skit, ek het vele wys 'n paar foto's, en hy was ongelooflik mal oor visvang. Die regterkantste foto daar is 'n bass wat hy gevang het, in so 'n klein rubberdak wat ons gehad het op 'n Roodeplaat dam. Jy vang nie baie bass in Roodeplaat dam nie, maar daai was net amazing. Sy eerste rooibokse, so is nie sy eerste vark nie, hy was 'n derde vark, sy eerste vark het op 8 jaar oud saam met my geskiet. Dis hierdie moment waar ek in die veld loop by 'n vriend se plaas, en ons twee, ek sê jammer as jy nie jag en skiet nie, so, maar dis maar nou ons wêreld daai kant. So, ek en hy bekruip twee varke, is 'n beer en 'n sog wat so onder 'n boom staan, en ons 'n rivier tussen ons, en die rivier kom af en dit raas, en ek sê van wag, kom ons bekruip nie, en ek gaan die sog skiet, en dan skiet jy die beer. Nou skiet ons met die .22 met 'n silencertjie op. Net klap ek die sog, en die sog gaan sit net so, sy is klaar, sy gaan sit net so langs die beer kyk die sog so aan, tog wat gaan aan, dan staan sy weg, en ek sê, Maria, klap die, skiet hom in die hart. Eers sy skiet daai beer, en sy beer hardloop sy end, en hy kom val langs die sog. En ek en hy het hierdie moment op hierdie plaas, waar ons was twee varke lang, ek het nou nie die foto op my rekenaar gehad nie, waar ons die varke geskiet het, pa en seun wat in die veld loop, is net, nou dit was ons lewe, my kind kon ongelooflik goed skiet. Incredible skiet. En die plaas waar ons gaan skiet het om later vir hy kan nog 'n foto net so aanskuif, en daar sê sien, links het hy, ons het hierdie kajak, dan sal hy in 'n pel Roodeplaat toe gaan, en gevang hulle babers. Dan sleep die baber die kajak nou, gaan vang hulle nou vanoggend vroeg af, die hele dag is hulle op daai dam. Ja, dis zebra geskiet, ek dink hy was 11 gewees, en daai blou hulle besig te skiet, is 2 duim onder die wêreldrekord, daai ding is massive, dit is net incredible, in die kop, meeste goed wat hy geskiet het in die kop geskiet, vir 'n kind, is dit net insane. Links foto is sy laaste jagfoto wat ons geskiet het, jy sien waar staan 'n kameelperd, dis 'n kameelperd wat moeilikheid op 'n plaas gemaak het, sê die boer, hy kan hom kom skiet, en toe gaan skiet hy dit sy gemsbok. So, die onderste regterkantste foto is een van die laaste foto's wat ek van hom geneem het. So ja. Die plaas waar hy geskiet het hom gevra, ons wil hê jy moet ons kom help uitskiet, want, of met die jagters werk, want die boer se pa raak te oud, dan skiet hulle die verkeerde diere dood. Toe sê hulle, hoorie, kom help ons, omdat Mario rarig goed kon skiet, en hy het sy wild baie goed geken. Maar Mario het, toe hy 14 is, het hy vir die heel eerste keer 'n epileptiese aanval gekry. Hy was 'n prematuurkind, my vrou is baie kort, ek's massive, is 'n groot mens, plek in my vrou vir kindertjies groei tot hulle regtig ouderdom is nie, hy kom te vroeg, hy het 'n groot longprobleem gehad as babietjie. Dit affekteer die brein toe, en hulle sê baie keer, nie altyd nie, maar baie keer 'n prematuurkind kan op wanneer hy tiener word, kan hulle begin seizures kry. En hy het op 14 sy heel eerste aanval gekry. Ek kyk TV, my kind skop my so, en ewe skielik val hy so agteroor, en hy kwassel in sy kop, en hy ruk. En my kind het net, as hy wakker word in die oggende, eenmal 'n maand, het hy 'n aanval gekry. Die oomblik as hy brein moet begin inklats om normaal te funksioneer, dan kry hy 'n seizure. Dan werk ons al deur, en hy's op pille, en 'n hele storieetjie met die dokters en goed, en so voor my 50ste verjaarsdag, die 29ste Desember, gaan laaier kom af by die plaas, en hulle leer hoe om met die excavators te werk, sodat wanneer hulle groot diere skiet, om die darms en die goed wat die mense nie wil hê in die koppe en goed te begrawe. En hulle gaan leer om te laai hom daar af. Laaste ding wat jy met 'n tiener nie moet doen nie, is om hom 'n drukkie te gee, kortbroek seun, nooit 'n langbroek gedra nie, jagbaadjie altyd aan, dis maar net wie hy was. Vir hom nog druk, en stamp hy my se weg, en gryp ek hom, en lekker kom in die nek, soen hom, jy weet, daai tipiese pa ding. Ja, man, come on, wat's fout met jou, jy fik, jy weet, en dit is die laaste deel wat ek van hom kon onthou. Hy het die dag saam met hulle spandeer, lekker goed gedoen,
'n bietjie vis gevang, vir die tannie het hom duwe geskiet en goed en geleer nou hoe om met hierdie goed te werk. En die aand van gevra hoe gaan dit? Nee, gaan great, alles was mooi, is 'n lekker dag. Een of twee fotootjies vir ons gestuur. En die volgende oggend ons het 'n klein gastehuis by ons huis en ek's besig met 'n glamping, 'n tent en ek sit die badkamer se dakkie op en ek's vroeg op, son het nog nie opgekom en ek's besig om te slaan en 7:00 om by 7:00 sien ek Andrei bel my en hy toe my bel die besef ek Maria het 'n aanval gekry en dis die tyd. En Maria het 'n maand laas aanval gehad. En hy bel my en hy sê Carlos, jy is 'n groot probleem. Ek sê het Maria aanval gekry, hy sê nee Carlos. Maria is dood. Ek sê kan nie wees nie. En hy my dit vir my sê, ek staan op haar leer maar ek ook so ijskoud. En terwyl ek so ijskoud word, en net daai foto verander asseblief. Dalk nog een. Ja. Raak ek net so ijskoud en ek beleef net hoe die Heilige Gees oorvat. En as die Heilige Gees vir sê, en hy gee vir jou vrede wat jou verstand te bowe gaan. Dit was my belewenis. Het raak so stil om my, op die plot van ons. En ek beleef net hierdie vrede. Van 'n ijskoud gevoel na onmiddellike vrede van, okay. Ek loop huis toe, maak vir Karen hy wakker, kry vir Simon hy, ek sê hoor ek gaan met hulle ietsie deel, en hulle kon sien was fout. En ek dink dit was die moeilikste ding in my lewe om vir iemand te sê. Om vir my kind te sê, my dogter te sê, jou boetie is dood. En vir my vrou te sê, jou kind is dood. My vrou het hierdie geneigtheid as dit gebeur, as iets ergs gebeur, of daar's 'n slang in die huis, want ons het baie slange, is vir my om 'n spoegkobra so agter die kop te vang is niks. Maar ek vang hulle sommer maar met die hand, want ek's rof. Ek probeer 'n grapie maak om myself uit die system uit te kry, en lag net oor iets, asseblief. As aan my vrou gaan en sê, shit, en haar vingers se klap. En ek sal dit nooit vergeet nie, ek sê vir haar, Maria is dood, en sy gaan net sê, shit, kom ons bid. En ons staan aan ons bid, en ons sê, Here, asseblief, ons het U nou nodig. Ryan is nooit die plaas toe, en ek bel toe gou vir Reinhard, ek sê, Reinhard, jy gaan ons moet vat, ek gaan nie kan ry nie, ek is te emosioneel. Ryan is nooit die plaas toe, nou weet ons, my kind lê daar in 'n kamer, het 'n aanval 3:00 die oggend gekry, het nooit 3:00 gekry nie, ooit in sy hele lewe nie, en hulle noem dit 'n absolute aanval, jou brein skop net nie weer in nie, so jou brein sê nie vir jou, longe en jou hart klop nie, want dis wat gebeur, dit stop, tot jou brein nou weer intlatch, en dan sê dit, okay, all awesome, en dan gaan hulle weer na hulle asem. Dit het net nie gebeur en hy is toe dood. Nou Ryan sien dat nou gaan sit ons by op sy stoep en nou weet ek nou lê daar in 'n kamertjie letterlik 30 meter nou vra wil ek kom sien. Ek sê nee, ek sê regterbrein. Ek gaan nou nie vergeet nie. Hy beskryf die mense vir my hoe hy lê. Ek wil nie dit weet nie. Ek wil hom onthou waar hy my weggestamp het. Nou sê hulle vir my lê op sy arm soos hy altyd gelê het. Hy het altyd so gelê en slaap op sy kop het so 'n bietjie skyn. Was niks fout met die bed nie, die bed is skoon, netjies, daar's niks fout nie. Maar nou wil ek hom sien nie, nou sit ek daar, dis my kind lê daar, nou wag ons vir die medics om dood te kom verklaar. Nou worstel ek met, wat wil jy moet ek doen? Is dit die moment waar ek bid en my kind word gesond, is dit die moment waar ek weet, maar God kan dit doen, ek weet, God kan mense uit die dood uit opwek. Nou kan jy emosioneel optree, nou stoei ek en almal is daar en troos en weet my vriend is in trauma want hy het op hom afgekom en dis net 'n gemors. Ekskuus. Dan sit ek daar en praat ek met die Here. En ek sal dit nie vergeet nie, die Here Heilige Gees herinner my aan Maria wat gaan visvang het. So baie keer het ek hom op verskillende lodges met goeie bass daarmee gevat en dan ek's 'n fotograaf. So ek neem voëls af en diere, dis vir my en ek het 'n studio en ek love foto's neem. Maar as ek met my lense daar in die bos en hy vang vis, en dan moet ek 'n troue doen, dan kom ek, as ek van Mara, ek moet ry, ek moet 'n troue gaan doen, dan sê my pa, gee my net 5 minute. Jy ken daai ding van 'n kind? Gee my net 5 minute. En ek ervaar toe ek vir die Here sê, Here, wat moet ek doen? Sê die Here vir my, maar jy vra 5 minute.
Hy wil nie kom nie. Dis onlekker. Dis onlekker waar hy nou is. En ek besef in daai oomblik, hierdie kind gaan nie terugkom nie. Lang storie kort is, ek begin doen met 'n journey waar ek baie kwaad is eintlik vir die Here. Jy gaan maar deur 'n siklusse met sulke goed. Ons verstaan toe dat Maria is hemel toe en ons verstaan hy is dood as gevolg van 'n liggaamlike issue. En ek besef die Here het dit toegelaat. Ek het geen twyfel dat die Here in beheer was van al julle ding nie. Maar as jy hom verkeerd benader, van 'n sintuiglike kant af en 'n fisiese kant af, gaan die dood jou insluk en die dood gaan meer doen as wat hy moet. Jy sê dit ek vir jou gou wil sê, hierdie lewe, ek sê jammer as jy nou offens vat as ek die woord stront gebruik. Maar dit gaan na jou kant toe kom. Maar moeilike goed moenie meer doen as wat dit moet doen nie. En baie keer gebeur daar iets soos 'n kind wat doodgaan. En dit is terrible en ek huil want ek mis hom. Ek loop verby sy kamer en ons het 'n muur wat Maria's World is met al die goed wat hy doodgeskiet het en sy vistanks en ek so 'n seevisstank daar aangesit en met vissies en anemone en alles. En as ek daar sit en kyk ek grappie en dan kyk ek heeltyd vir my kind en jy mis hom in die kamer. Ek het hom gemis op die stap. Hy sê soms ons gaan stap uit. Hy is die een gewees het wat die meeste gevloek het. En die meeste gemoun het, want my dogter is hierdie eyster en hy is een wat moun, hy wil dit altyd net skiet en visvang. Hy is net wou gaan vang het. Nou jy mis jou kind, maar aan die ander kant is jy besig om hierdie ding te beoordeel en te sê, maar Maria se dood moet saad raak wat doodgaan, as hy nie sterf nie, as ek hom probeer lewend hou, kan die Here nie doen wat hy vanoggend dalk wil doen nie. En ek het nodig om hom toe te laat dat ek sê, hierdie is die dood. En die Bybel leer ons as kinders van God, moenie laat die dood wees vir julle soos wat dit vir die wêreld is nie. Want julle is buitekant hierdie wêreld. Julle is in hom, maar julle is nie van hierdie wêreld nie. Julle beoordeel nie moeilike tye soos wat die mense doen nie. Julle beoordeel nie die dood nie. Julle beoordeel nie 'n klomp goed soos wat mense doen nie. Sintuiglik en weet een klap in die gesig en klap ek jou terug en Jesus het ons duidelik om vertel, ons het nodig om hierdie goed te beoordeel uit die geestelike dimensie uit, om te weet, my kind, die ding wat ek die dankbaarste is oor, is dat hy 'n kind van die Here was. Hy het God geken. Hy as tiener, kortbroek, nooit 'n langbroek getrek. Altyd jagbaadjie kerk toe. Ek het nooit vir hom gesê, mag jy met jou jagbaadjie kerk toe gaan nie. Trek ordentlik aan nie. Nooit nie. Die mense het hom geken. Plakkies, kortbroek, jagbaadjie, dis hoe hy kerk toe gaan. Nooit daarmee gekarring nie. Wat vir my belangrik was, is dat daai ou nooit nie met die Here iets te doen gehad het nie. Het was my belangrik dat my kind met die Here iets te doen het. En my kind het op kampe gegaan, en dan het hy geprofeteer oor ander tieners. En hulle woord gegee, introvert wat hy was. Hy is nie gesit in die kerk en geworship soos almal, en my dogter worship, en sy gaan maal, en sy is 'n worshipper, sy sing al hele lewe ook. Maar hy sou sit en onder toe kyk en worship en hy sal op sy foon wees en ek het dit net gelos want dis nie hoe hy function nie. Hy was die veld, hy was in tussen die visse en die wild en lief vir diere. Jy het al net gejag, hy was lief vir hulle en dis waar hy met die Here gekonnekt het. Maar sit hom in 'n scenario tussen 'n klomp vriende en goed, dan kon hy agterkom jy sy gee om en hy koop goed vir ander kinders en hy kyk agter die armes. Dis net incredible en my groot troos is dat my kind in die hemel is en elke liewe dag is ek 'n dag nader aan wat ek hom gaan sien. Maar ek en hy is in dieselfde wêreld. Dieselfde koninkryk. Dat kan nie op 'n plek wees, ouens, waar ons hierdie wêreld beoordeel soos wat die wêreld beoordeel nie. Jy mag nie. Daai kamer waarin hy gelê het, was vir my plek waar ek nie wou ingaan nie. Ek wil eindig met dit. Ek sit daar nou, kom die medics daar aan en hulle vat hom toe en sit jou kind in 'n sak. Dit is verskriklik. Ek sê nee, ek gaan sitkamer toe en ek loop toe in die sitkamer toe, ek vat toe vir Caroline en Simone, ek sê kom sit daar want ons wil nie dit sien nie. Sit jou kind daar in die sak en sit hom in die wa en ry hom terug Pretoria toe. En hulle maak toe sy goed in die kamer bymekaar en toe hulle sy pallet kan vir my gee en sy visstokke, toe knak ek, toe sit verby. Ek lê op die grond en hy was 'n babietjie. Staan daar op.
toe begin my journey met die Here en ek wil vir jou sê, ek het dit nou nie vir George gesê nie, maar ek wil 'n paar keer my eie lewe geneem het. Waar ek net al gedagte kry en ek het 'n klok wat altyd saam met my is. En ek gaan na 'n wegbreek toe. Die wegbreek was 'n week later na Mario se begrafnis. Die 9de Januarie is my verjaarsdag, as jy ooit dit wil onthou vir my. So. Maar my 50ste verjaarsdag, wat het ons vroeër gevier, ons het Mario, ek dink die 7de Januarie begrawe. 5de, 6de Januarie begrawe. Die 9de Januarie is my verjaarsdag. Hy was 'n verrassing, ons het net 'n roudiens gehad. Die 9de Januarie bel hulle my vir my verjaarsdag geskenk. Dis my laaitjie se as. Gaan haal ek my laaitjie se as. Hulle weet nie ek verjaar nie. Hulle kon ten minste dit gedink het. So ek kyk na jou se ID. En kry ek my kind 50ste verjaarsdag is my seun se as. En ek dink, Here, regtig, is daar nog ietsie wat jy vir my wil doen? Maar as ek dit verkeerd beoordeel, en ek celebrate dit en ek sê ek het 'n kind wat in die hemel is. Weet jy hoeveel ouers wonder? Weet jy hoeveel ouers wonder? Hier in julle dorpie. Veel ouers wonder as hulle kind nou sal sterf. Waar gaan hy kind? Maar kan nie in my kamer ingaan nie. Ek weier. Nou het ek sy as, nou moet ons sy as strooi, nou dink ons is dit Marlof. Marlof was een van sy gunsteling, is dit die kreer. Ek en hy het jare se foto's in die kreer geneem. En ons besluit toe, ons gaan dit op die plaas gooi waar hy baie vis gevang het. Daar so 'n hoekie wat ons noem die Mario hoek. Altyd daar bass gevang. En ek besef toe, ek wil hierdie kamer trotseer, want ek hou nie van goed wat my limit nie. Ek hou nie van omgewings wat sê, jy kan nie aangaan nie. Ek haat dit. Maar, so, paar dae, na ek Mario se as gekry het ons hierdie gathering, van Doxa Dayo personeel. Ons het eers die wegbreek gehad, ek praat nou 'n bietjie te mekaar. Ons het eers die wegbreek gehad, en nou vat ek al my leiers, dus ek is in beheer van 4 kampusse, dus so om en by 40, 50 leiers, wat onder my is, en ons gaan op 'n wegbreek, ons vat hulle almal na 'n plaas toe, en ek verdwaal. Nou is ek emosioneel, ek het Mario se visstokke, ek gaan met sy stokke vir die eerste keer vang, want ek wil hierdie goed deurbreek. Ek wil nie hê goed met my limit nie. Ek het sy boog gedaal, ek gaan met sy boog skiet, en al daai goed. Ek het al daai goed keer, ek gaan hierdie doen, en nou ry ek na die plek, en nou is ek emosioneel, want nou is jy alleen in jou kop, en jy huil, en op 'n tyd verdwaal ek, en ek ry in hierdie mielieland, en ek is net hartseer, en my klok is hier langs my, en iets sê vir my, loop net in die veld in. Loop net in die veld in, is alles, dan gaan jy gemors wees nie, jy is in die veld, net so een skoot en jy is klaar, en dit is verby. En ek wil vir jou sê, is dat selfmoord is definitief 'n opsie. Iemand wat vir my sê, selfmoord is nie 'n opsie nie, is nie die waarheid nie, dis 'n opsie. Ek vat my glok, ek trek hom, en ek skiet. Dis 'n opsie. Dit is. Vir my sê, is nie 'n opsie nie, dis 'n opsie. Maar toe ek deur die opsie werk, en dis die krag van opsies. Hierdie opsie, om jou eie lewe te neem, gaan die vrug van daai opsie gaan wees, gaan 'n vrou en 'n dogter baie kort wees vir jou. Hulle gaan in groot moeilikheid wees, finansiëel. Want jy los hulle nou. En al die goed hoe ons deur goed werk en die Here 'n opsie gee om vir my 'n opsie te wees, om te sê, kom ek vat jou hierdeur en 'n bord getuienis in jou lewe. Selfmoord vat al die ander opsies van God weg. En toe ek deur daai opsie werk en besef, naderhand, dit is 'n opsie, maar ek wil nie dit hê nie. En ek besef dit is nie vir my opsie nie. Dit is nie eintlik van niemand 'n opsie nie, want nou kies ek en ek sê die Here het nie die vermoë om my deur hierdie goed te vat nie. Nou gaan ek doen maar by die wegbreek en ons gaan vang vis en ek huil en ek sy stokke in die water en ek vang ander visse met sy stokke en al daai goed. Nou kom ons, laaste ding wat ek sê is in hierdie personeel meeting, waar almal worship nou so kwaad en ek stoei met die Here oor hoe kom en nou sit ek daar en almal staan op en begin worship en die eerste song wat hulle sing is Gratitude. En in Gratitude se song is dit waar jou gees met jou siel praat. En sê, come on my soul. Come on my soul. En terwyl hierdie song sing, stoei ek met die Here en ek sê, nie lus om te worship nie, ek sê nie lus om te worship nie.
ek voel nie reg nie, en ek voel my gees en my sê, staan op en steek net jou hande in die lug en begin hierdie liedjie sing. Ek staan op en ek steek my hande so in die lug en ek sing hierdie sang. En terwyl ek hierdie sang sing ek daai kamer, en ek sing hoe Jesus in die agtermuur deur inloop. En toe Maria sy asem uitblaas, as Jesus dan hy vat sy hand en hy tel hom op en hy sê, Maria, jou ma en jou pa en jou sussie gaan fyn wees. Ek het vir jou 'n plek voorberei, kom ons gaan. En die Here verander daai kamer vir my van 'n doodskamer na 'n opstandingskamer. En ek noem dit nou dit Maria se opstandingsdag. En ek gaan toe ons die as strooi, toe sê ek vir hulle, ek wil net eers bietjie in die kamer gaan sit. En hulle weet ek het 'n probleem met die kamer. En ek gaan sit in die kamer en ek voel vrede. Ek gaan sit op die bed waar hy dood is. En sit teen die muur, Maria het spinnekoppe gehaat. Aan alles in die veld, maar nie 'n spinnekop, kon nie 'n spinnekop hanteer nie. Nou sit hier die groot spinnekop, sit hier in die grasdak. En ek begin gegil maar net daar in die kamer en ek besef, ek's reg om sy as te strooi. Wat sê ek volgende vir jou? Ek sê vir jou, soms vang ons rarig ons aan. Maar ek wil jou vra, die wy wat jy na jou probleme kyk, as jy dit nie geestelik gaan beoordeel nie, gaan jy stikkend aan die ander kant uitkom. Die vyand het maar net sy manier, dat goed met ons gebeur, en die duiwel het nie my kind kom haal nie, en die Here het ook nie my kind kom haal nie, my kind's dood aan 'n siekte, en die Here het dit toegelaat. Dis dit. Dis nie 'n blommetjie wat hy gepluk het nie, God het hom nie nodig nie, God het niemand nodig nie, dis God. Miskien om sniper te wees, I like to think that. Maar daar's niks wat God jou nie kan deurdra nie. En dan dit te gebruik as 'n getuienis nie. Die Here het, omdat ek verantwoordelikheid gevat het oor my lewe en op 'n blame shift, kan my pa blameer en my vrou slaan. Maar ek het verantwoordelikheid gevat oor my lewe. Die Here het my teruggesit in dieselfde kampus waar ek oorspel gepleeg het. 10 jaar later. Selfde kampus. Dit gaan goed daar. Ek sien leier oor haar hele omgewing. En gewoonlik as 'n predikant droog maak, stuur hom na Japan toe. En die Here het my sê, dit is 'n grace storie wees. Die grace storie is wanneer jy herstel binne in die plek waar jy seer gekry het. Dis grace. Dis nie grace as jy net uitgehaal word nie. Want die Here kom herstel my hele lewe, die posisie wat ek gehad het, kom herstel hy. Ons lewe hoe ons nou leef, is 'n amazing lewe. Ons celebrate Maria, ons praat oor Maria, ons lag oor Maria, ons huil oor hom soos nou. Maar dit wat ek in my hart het, is 'n absolute vrede oor my hele lewe. Ek kan jou in die oë kyk en nie skaam wees oor my verlede nie. Ek kan jou in die oë kyk en vir jou sê, die Here is lief vir jou. Want ek is na sy beeld en sy gelykenis gemaak. Ek is geesmens en ek sal nie toelaat dat hierdie wêreld enigsins my insluk en dit my wêreld raak nie. My wêreld is God se wêreld. En vandag wil ek vir jou bid. Ek weet nie, ek vertel maar net die storie. Ek bid dat jy 'n vertroue in die Here sal kry soos wat Dawid gehad het. Goliat staan voor Dawid en hy vra nie vir Dawid, gaan jy my doodmaak nie. Hy vra eintlik vir die hele Israel, waar is jou God? Sal wat gebeur het in haar hele storie. Goliat wat maar net vir hele Israel vra, waar is julle God? Hy God waar jy so brag, wat julle sê, sal my doodmaak. Waar is julle God? Jou omstandighede vra nie vir jou of jy dit kan doen nie. Hy vra vir jou, waar is jou God? Waar is jou God? Waar is jou God? Goliat, waar is jou God? En Dawid kom en hy sê, yes brothers, Israel, wat die hel het met julle gebeur? Letterlik, wat die hel? Hierdie uit daar God uit. Hier's 'n snotkop laaitjie wat in die veld met die Here 'n connection, sy privaatheid met God gestoei het en verhouding gehad het en die leeu en die beer. Is 'n incredible belewenis van hierdie ou van wie sy God is en wie hy in hierdie God is. En hierdie snotkop kom staan daar voor Goliat en sê vir hom, jy kom na my toe. Maar kom na jou toe. In die naam van die God wat jy uitgedaag het. Jy het God nie my uitgedaag, jy het God uitgedaag. Jy hierdie woord, jy moes nie.
En ek en jy het daai amazing verantwoordelikheid om te sê, Goliath gaan opstaan in jou lewe en hy kom in allerlei vorms, jou skoonma, it's coming. Jy gaan 'n skoonma kry. Johan, nee. Johan, jy gaan 'n skoonma kry, bid nou al. Nie vir jou vrou nie, vir jou skoonma. Soos jy sê, die vrou is een ding, die skoonma is net die ding. Myne wil net nie doodgaan nie, sy bly net leef. So ek gaan hom aan. Sy kind daarmee, Here. So. Maar Goliath kom in al sy vormpies en al wat jy nodig het, as jy nie 'n kennis het van wie jy is geestelik en wie God is nie, gaan jy regtig struggle. Want dan kan jy nie in die naam van God gaan nie. Sê dood, waar is jou angel? Die dood, Maria se dood het geen angel in ons lewens nie. Except the victory. Want ons weet waar hy is. Dit gaan eendag vir ewig saam met hom wees. It's not a problem. Bring it on. Zeg of jy bid, en dan weet ek nie wie oorvat, André, Nagel, Herman, Gert, Koos, kom ons bid. Here, baie dankie dat, as ons net dink aan wie U is, dan is U is net almagtig. En so baie keer sien ons net die draai, maar U sien die pad af. En ek weet dat ek weet, U is 'n God, wat alles in die hand vashou en niks kan ons uit die hand uitruk nie. Nie is die dood nie. En ek wil bid vir elke man vanoggend hierso. Ek wil bid nie vir sy omstandighede nie. Ek wil nie bid vir die Goliaths nie. Ek wil bid vir 'n openbaring van wie U is in hulle lewens. Ek bid vanoggend, Here, dat man sal verstaan dat ons is gemaak na U beeld en U gelykenis. Die duiwel kom net om te slag en te steel en te verwoes. Maar U het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. En Here, dis nie so belangrik van die goed wat om ons gebeur nie, maar wat in ons gebeur is belangrik. En dis waar U is. U is hier in ons. U koninkryk is gevestig hier in ons. Ek is in U en U is in my. Ek leef in 'n geestelike dimensie en al maak ek foute, Here, en al doen ek nou en dan 'n sonde, weet ek dat U God is wat ontsaglik lief is vir my. En weet dat U my vertel wie ek is, Here, en nie wie ek nie is nie. Ek bid vandag vir elke man se wêreld waarin hy ingaan en ek bid dat hy hierdie openbaring sal kry van hoe amazing hy geskep is in U beeld en U gelykenis. Dat daar niks is, niks op hierdie aarde is, waardeur U nie kan help nie. Die Heilige Gees wat ons so bemagtig. Ek bid vir 'n vrede, Here, wat 'n verstand nie, hy kan dit nie komprehend nie. Daai vrede van U waar my verstand sê ek moet nou mal word. Ek bid vir daai vrede oor elke man om dat hy sal besef is hierdie Shalom, hierdie God in hulle. Hy wat in my is groter as Goliath in die wêreld. Hy's groter as die dood. Hy's groter as egskeiding, hy's groter as verraad, hy's groter as pyn, hy's groter as die vyand. U is liefde en ek kom dankie sê, Here, dat U met elke liewe man hierdie journey het en dat U self openbaar en hulle sal verstaan dat hulle heel eerstens geesmens is. Met God se karakter, God se potensiaal, God se gawes. Ons loof U, Here, dankie dat ons God kan lief hê. En regtig gaan verstaan. Al verstaan ons nie, kan ons vrede hê. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Maak U dat ek elke man kan uitstuur in sy wêreld in en laat hulle verskil sal maak. Dat hulle die koninkryk van God sal dra waar hulle gaan, Here. Daar in Hartland, dat Hartland waarlik die hart sal wees wat God wil hê hulle moet wees. En nie in Mosselbaai, Here. Laat dit 'n baai sal wees wat God ken. Die koninkryk beginsels uitleef as gevolg van manne wat U liefhet. Loof U daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Dankie dat hierdie kerk geseënd is.
Dankie dat Doxa jou u hart kan dra, Here, na 'n wêreld toe wat dit nodig het. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie Carlos. Dink terwyl jy vanoggend bedien is daar soveel goed